die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons God tot in ewigheid. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Ons gaan vanoggend Genesis 15 lees. Waar die Here vir Abraham ontmoet. Abraham is op moedverloorse vlakte. Hy is nou al lang in Kanaan, 'n hele klomp jaar. Hy gehoorsaam aan die woord van die Here weggetrek het uit Kanaan, uit Ur van die Galdeërs na Kanaan toe. En God het beloof om vir hom te seën en vir hom 'n man van betekenis te maak en vir hom 'n groot nageslag te gee. Maar sien maar oor die jare verbygaan. En hy en Sarah is kinderloos. Dis wat ons vanoggend gaan lees, maar kom ons bid eers saam. Here, ons dank vir hierdie dag. Vir die rus van die dag. Vir die vredigheid van 'n Sondag waarop ons werk kan los wat ons so besig hou in die week en tyd het om so saam met ander gelowiges vir U te aanbid. Here, ons eer U vanoggend opnuut as ons God, Skepper van die hele wêreld. Die een wat alles steeds in stand hou. Ook vir ons sorg, soos 'n Vader vir sy kinders sorg. Ons prys U, Here, dat ons U kinders kan wees, omdat U Seun gekom het en sy lewe afgelê het, om ons vry te koop van die bande van Satan en sonde, sodat ons U kinders kan wees. Ons vir U Vader kan noem. Dankie, Here Jesus, vir U offer. Dankie dat U dit vir ons gedoen het. Die hemelse heerlikheid en majesteit afgelê het en mens geword het en U self hier op aarde kom verneder het. Tot in die dood. Om ons te verlos. Dat U opgestaan het in die dood en vir ons 'n pad hemel toe berei het. Dankie dat U nou in die hemel is om oor die kerk te regeer, oor ons te regeer. Here, wees U ook vandag die koning, nie net van Boshoff gemeente, maar vir elke gelowige op aarde. Dankie dat U ons nie wees gelaat het toe U terug is hemel toe nie, maar U Gees gegee het om in ons te woon, om
om ons nuut te maak. Anders te laat dink oor onsself en oor die wêreld, die Bybel vir ons gegee het om ons te lei. Hoe bevoorreg is ons nie, Here. En ons gebed is dat jy vanoggend die woord sal gebruik om opnuut ons oë op die Here Jesus te rig. Hy wat die begin en die volëinde van ons geloof is. Hoor ons dan, Here, as ons dit vra in die naam van ons Here Jesus. Amen. Genesis 15. Hierna die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here tot Abraham gekom, daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie, een wat jou eie nageslag is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe het die Here vir Abraham buite toe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo. En die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek het sal besit, my Here my God? Toe beveel die Here hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak. Maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap vir Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie, daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank, maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak. En dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. En die 4de geslag na jou sal hierdie na toe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land van die Egiptespruit af tot by die Eufraat, die groot rivier, die land van die Keniete, die Kenesiete en die Kadmoniete, die Hittiete, die Feresiete en die Refaiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Girgasiete en die Jebusiete. Dit is die woord van die Here. Miskien moet ek net verduidelik wat hier gebeur het. In daai tyd wat Abraham geleef het, as konings met mekaar 'n verdrag sluit,
het hulle diere gebring, soos Abraham hier vir die Here moes bring, en dit middeldeur gesny, en so neergesit met 'n paadjie tussenin, en dan om die verdrag of die ooreenkoms te bekragtig, het die twee partye saam deur hierdie deurgesnyde diere geloop. Om te sê, as ek in my verdrag nakom nie, dan gaan ek so deurgesny word. Nou, die verdrag van die Here met Abraham hier sluit, is heeltemal so, want God alleen is die opsteller van die verbond, die verdrag. En hy waarborg dit aan Abraham. Daarom hoef Abraham nie tussen die diere deurloop. God alleen gaan met sy vlam deur, om vir Abraham te sê, Abraham, hierdie goed wat ek vir jou beloof het, is waar. Dit gaan gebeur. As jy hierdie goed lees, dan voel jy al van loos op Abraham. Ook dat Abraham so wonderlike geloof gehad het, ons lees, Abraham het toe die Here geglo, en die Here het goed gevind, dat Abraham so volgens die wil van God gehandel het. Die Here het goed gevind. En mens wil sommer sê, die wens, jy het ook daar so geloof gehad. Wonderlik sal dit nie wees, as ek ook so kon glo, so met 'n vaste vertroue, die Here se woord kon glo. Gewonder, hy word die vader van die gelowiges genoem. As ek so kan glo, dan sal ek ook 'n goeie gelowige wees, 'n goeie Christen. Maar Abraham was nie die geloofsheld wat ons later leer ken het dat, en sê hy is die vader van die geloof. So in die begin het Abraham se geloof ook maar gewankel. As julle nou so deur die verhaal van Abraham daarvan Genesis 12 af lees, sal julle sien. Dit was nie lank nie, toe sy droogte in Kanaan toe hy pas afkom, en hy het toe na Egipte toe gaan om kos te hê vir sy diere. En daar begin hy twyfel dat die Here hom sal bewaar, en hy sê vir Sarah, sy moet nou vir almal sê, sy's Abraham se suster, want net wil hulle haar hê, en dan maak hulle vir Abraham dood. Dit was Abraham se wankelrige geloof daar in die begin. En langs die pad moes Abraham leer dat hy uit die geloof moes lewe. Nie deur aanskouing. Dat dit nie die geloof gaan om sien is glo, nie, maar om vertroue in die een wat dit beloof. Dis is ons gewone lewe wat werk nie. Ons sal alles fyn beplan, fyn uitwerk, voordele en nadele van elke saak opweeg, maar geloof werk glad so nie. En dis wat Abraham moes leer. En geloof het jy nie klinkklare bewyse waarop jy gaan. Jy kan nie sê, ok, daar sien ek nou. Dis hoekom die gesprek oor mense wat sê, jy moet God aan hulle bewys, dan sal hulle glo, verteel is. Is hopeloos, so 'n gesprek. Jy kan nie bewys. Daar is God. Kyk die sy. Dit was ook die Ou Testamentiese volke se versoeking. Hulle wil dit hê. Dan maak hulle afgodsbeelde, beelde wat hulle kan sien, sodat hulle kan glo. Dis ook wat die Israeliete dan in die woestyn gemaak het. Julle ken die verhaal van die goue kalf, nie? Exodus 32 rond. Wat hulle kalf gemaak het, hulle sê, Moses is nou weg, hy is in die berg, ons weet nie waar hy is nie. Ons soek 'n God wat ons kan lei. En toe
gemaak, waarom vir hulle kalf? Hulle wil dit sien. Dis die geloof nie. Geloof werk nie so nie. Geloof vra van my en jou om God te vertrou. Jy het die klinkklare, onomstootlike feite, net God se woord. God se belofte. Dis wat Abraham moes leer. Hy moes sy kinders aanleer dat God se beloftes waar is en dat hy uit hierdie beloftes moet leef. Abraham moes leer dat God se woord genoeg is. Al het jy niks sigbaars om aan vas te hou. Want is God wat beloof. Het is nie so maklik nie, die meeste van ons sukkel maar daarmee. Abraham het ook gesukkel. Hy het op getwyfel en teleurstellings gehad, oomblikke van moedeloosheid geken. Ons gaan volgende week weer 'n bietjie na Abraham kyk, en as soos dit is die einde van sy twyfel gewees hierdie nie. 'n jaar later het hy weer so gesukkel, maar ons kom nou later, volgende week daarby. Maar hier in Genesis 15 sien ons op moedverloorse vlakte, want hy kan nie verstaan waarom God nie sy beloftes aan hom laat waar word nie, in vervulling laat gaan. Dit bly net beloftes. Kom ons kyk weer daarna vers 1 tot 3. Ek dink ek julle daar op die skerm. Vers 1 tot 3. Ja, dis hy. Hierna die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom en die bang wees, sê Abraham, ek beskerm jou, jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U my gee? Ek sal kinderloos sterf. En Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Verder het Abraham sê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Ek meen die meeste van ons verstaan hierdie so dat ons so graag die Here op sy woord wil vat, maar ons sien dit nie. Dan begin ons sukkel om dit te glo. 'n Mens kan nie verstaan dat God nie sy beloftes waar maak. Waarom is 'n koninkryk nie duideliker hier op aarde vestig nie? Ek meen, ons kyk maar net na die oorlog op die oomblik, nie? In Libanon, in Sudan, in Iran, in Oekraïne, en dis maar nie die groot oorlog, daar's allerlei tussenstryde ook. Waarom gryp hy nie in nie? Ook hier in ons land, die bende geweld, wat feitlik daagliks kinders hulle lewens verloor, jong manne hulle lewens verloor, deur bende geweld. Die korrupsie, ons het al gewoond geraak aan die opspraakwekkende dinge wat by die Madlanga Kommissie uitkom. Ons is nie eens meer geskok nie. Maar tog dan op 'n oomblik van helderheid, dan sug jy nie wonder hoekom ruk God nie hierdie mense almal aan die strop. Dit sal die Here vir Abraham antwoord. Abraham vra hier, hy het nie 'n erfgenaam nie, hy het ook nog nie 'n land nie. Maar hoe antwoord die Here vir Abraham? Sit hy vir Isak daar voor hom neer? Sê, hier is jou erfgenaam? Nee. Dit sou die maklikste pad
Abraham iets kon vat en te sê, hier is my erfgenaam. Hier is die grond wat myne is. Daai daarom het hy eers 'n stuk grond gehad wat hy syne kon noem. Want Abraham moes leer dat God se woord vir hom genoeg moes wees en dat God op sy tyd sy beloftes waarmaak. Daar vat hy hom buite toe en wys hom die sterre en herhaal sy belofte aan hom. En in ons teksvers lees ons Abraham se reaksie op God se woord. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind. Langs die pad, tussen die teleurstellings, die frustrasies en die wag deur het Abraham uiteindelik by die punt gekom wat hy besef, maar die Here moet vir my genoeg wees. Sy woord, sy belofte is genoeg. Daarom glo Abraham die Here, neem hom op sy woord. En dis geloof dat ons God sal vertrou. Nie al die goed wat hy ons gee, ons lewe aan ophang nie, maar om God en hom alleen te vertrou. Abraham glo op grond van God se woord en dis hom genoeg en dit vind die Here goed. Want dis geloof. Om God sy woord te aanvaar en jou daarin te berus, jou rus daarin te vind. Geloof is om God toe te laat om sy pad met jou te loop. Sy tyd maak hy sy beloftes aan ons. Om 'n beeld te gebruik, as 'n mens nou leer swem, hoop julle kan almal swem. As jy leer swem, is dit van die goed wat jy moet leer is om te dryf. En om te dryf beteken jy moet die water vertrou, dat die water jou bo sal hou. As jy dit nie doen nie, sê jou kop vir jou, gaan jy soos 'n klip sink, en gaan jy alleen met die mees inspannende spartel en skop weer jou kop bo die water kry. Maar as jy leer om die water te vertrou, ontspan in die water, ontdek jy in die water self, hou jou bo, jy het jou hart te werk om bo te bly nie. Die water doen dit vir jou. Dit is geloof in water. Om te leer dryf, vra van jou op 'n manier om jou aan die water oor te gee en die water toe te laat om jou vas te hou. Die water alleen sonder inspanning van jou kant jou bo kan hou. En dis wat geloof vra, dat ons sal vertrou dat God ons dra. Dat ons aan God sal oorgee, ons op hom sal verlaat, hom sal vertrou vir ons lewe. En dis wat Abraham hier gedoen het. Dis wat hy moes leer. Geloof is om God te vertrou. Maar hierdie gedeelte leer ons nie net iets van Abraham en sy geloof, maar dit leer ook vir ons iets van God. Ons leer God hier ken nie as 'n onsympathieke en harde Here nie. Of 'n onbetrokke
toeskouer daar in die hemel sit. En hy sien ons sukkel en hy doen niks. Soos hy lied From a Distance, nee, van Bette Midler, sy sing mos, hier op die aarde gaan het woes. En God kyk uit die hemel. En dan sing sy, as mens van ver af kyk, From a Distance, lyk als hier op aarde netjies. Jy sien nie die stryd tussen mense nie, jy sien nie die gesukkel van mense nie, want jy is ver weg. En dan sing sy, God is watching us from a distance. Dis nonsens. Grootste spottok wat in hierdie pragtige lied verpak is. God kyk nie vir ons van 'n afstand af. En dit sien ons hier. God is betrokke by Abraham. Hy verstaan hom. Hy wil hom help. Dit maak vir hom saak dat Abraham dit gaan maak. Dit maak vir God saak dat jy dit gaan maak. Daarom wil hy vir Abraham help om te glo. Hy wil hom help om te slaag. Daarom kom hy na Abraham en praat met hom. Herhaal sy belofte. Geef vir homself nou iets om hom te herinner aan God se beloftes. Hy wys hom die sterre en hy sê, kyk as sterre Abraham. So baie. Dat jou genade sal eendag wees. Hy vat Abraham se hand en help hom om te glo. Dit is wat God vir jou en my ook wil doen. Hy wil nie dat ons vol twyfel in sukkel lewe. En daarom kom hy ons tegemoet, soos vir Abraham. En sy antwoord aan ons is baie meer as sy antwoord aan Abraham. Wie sê jy wens jy was aan Abraham se tyd nie, want dit was aan wonderlik, nee. Kyk hoe wonderlik is. Hier is antwoord aan ons. Baie meer. Sy seun het hy vir ons gegee. In Jesus het God uit die hemel getree om langs ons te kom staan en deel te kom word van ons mense. Johannes 1 sê, die woord het mens geword, die vertaling, die woord het vlees geword. En onder ons kom woon, sê Johannes, ons het hom gesien, sy heerlikheid gesien. Ons het Golgotha. Ons het die leë graf. Ons het Jesus se belofte in Matteus 28 onthou. Ek is by julle al die dae. Die later stuur hy sy gees om by die disippels te wees. God sê vir Abraham, kyk na my sterre. Vir ons sê, kyk na Jesus. Hebreërs 12, vers 3 sê, hou hom voor oor as dan Jesus. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dis geloof. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil, dis daai pa wat sy seun na Jesus toe gevat het, ook vanoggend sê, ons glo, Here.
Kom ons ongeloof te hulp, help ons waar ons in geloof sukkel. Help ons om rus te vind in U. Help ons om U te vertrou. U op die woord te vat, want U woord is waar. Werk in ons, Here, dat ons hoe langer hoe meer, soos Abraham, kan glo. Ons gaan môre Vryheidsdag vier. Al 32 jaar, Here, wat ons land 'n nuwe fase ingegaan het. En ons sukkel, Here, om in hierdie nuwe land sin te maak van alles. En dankie, Here, dat tog ook baie groei gekom het in ons land. Ons geleer het om mense wat anders as ons lyk te waardeer vir wie hulle is. Help ons om te bou aan 'n beter Suid-Afrika, Here. Ons bid vir ons regering wat so sukkel. Ons president wat nie elke dag die moed het om die regte ding te doen nie. En maar laat gaan alles. Geef hom die daadkrag om op te staan vir wat reg is. Ons bid vir Ramaphosa. Here, ons glo hy is U kind, lidmaat van die kerk. Help hom deur die Gees, Here. Help ons deur die Gees. Ook in hierdie week as ons leef, soos wat Jakobus geskryf het, om nie net die woord aan te hoor nie, maar dit te doen. Gee dat daar hierdie week in ons optrede iets na vore sal kom van die gestalte van die Here Jesus. Ons bid vir Boshoff gemeente, Here, dat U ook vir hulle sal voorsien, vir hulle soek na 'n predikant, dat die regte persoon op die tyd ook na vore sal kom. Seën vir Dominee Lindo, wat ondanks gesondheidsterugslag die gemeente dien. Wees met hom in Adrie. Die kerkraad wat die leiding moet gee. Ons bid vir elke lidmaat, Here. Hou vir elkeen vas. Ons bid vir ons kinders, ook hulle wat nog in die belydensklas is, en waar hierdie geloofsake vasgelê moet word in hulle harte, wil ek vir hulle seën. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Lied 588 is 'n lied waar ons sing van ons geloof, van God wat sorg. Ons wil ons heil alleen van U verwag. En aan God se beloftes hou, soos op vers 1 en vers 3 sing ons geloof kan nooit te veel verwag, want God bly aan sy woord getrou. Kom ons sing vers 1 en 3 van 588 ten slotte.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe met 'n vertroue op sy woord. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons voorspraak bly by julle.